Hi, welkom by nog 'n episode van Grape Minds Think Alike, waar ons vir wynmakers allerhande ingewikkelde vrae vra en dan kyk ons wat hulle antwoorde op dieselfde vrae is. Okay, vandag is ons hier saam met Annemarie van Niekerk by Persig Estate. Dankie Annemarie dat ons weer kan kom kuier. Groot plesier, is altyd lekker. En ja, vertel ons eers gou 'n bietjie van Persig. Persig Landgoed is in Bredekloof. Ons estate is nou al vir die 6de generasie in die Lategan familie. Ons produseer 'n groot reeks verskillende wyne, maar in al ons wynstyle probeer ons maar fokus op die terroir en dit wat die natuur vir ons gee vir daai gegewe jaar. Met ons Duitse invloed van die Lategans wat van Duitsland afkom, probeer ons ook ander cultivars verbou soos Gewürztraminer en Riesling ook. So ons probeer back to the roots gaan. Oh, cool. Ja. Ek het eintlik geweet van julle Riesling nie. Ja, die 2026 is nou net gebottel. Rare. Ja. Ek wil dit proe, asseblief. Okay, so nou, Annemarie, is daar 'n klomp vrae wat ek jou gaan vra. Dan kan jy maar net antwoord. Wat dink jy, watter een van die volgende dink jy is die maak jou 'n tipiese wynmaker? Okay. Okay. Redbacks of Rossies. 'n afmou of eintlik maar enige hemp, soos daai afmou Kaiway baadjies wat geborg is deur 'n Vato of 'n gismaatskappy. Jou waardevolle Excel spreadsheet met al jou formules op vir jou byvoegings en jou blends en jou vermengings en verhoudingssomme. As bemarking vir jou sê trek netjies aan, dan sit 'n old khaki hemp in 'n jean. Jy kan siphon soos 'n ou petroldief. Of 'n surfboard en lang hare. Wel, die een wat nie pas volgens my nie is die surfboard en lang hare, maar al die ander 4 kan nie die boksie stiek. Is almal so. Ja, jy sien. Wat se een dink jy is vir jou of is jy die mees? My Excel sheet. Ja. Ek het nogals gedink jy gaan sê Excel sheet. Ek is ook erg oor daai Excel sheet, ja. Is waardevol. Ja. Dit is, nee. Jy vries as jy sien, gats. Ja. Hier's fout. Ja, presies. Of is so cool. Het hy die reg gesyf, waar is? Ja. Ek het byna al soos op 3 verskillende plekke gesyf. Okay, wat gee vir jou die beste gevoel van oorwinning in die keller? Wat regloop of is iets reg gebeur of so? Dis nogal so lekker een. Ek dink daai wat jy 'n wyn versnit opmaak en jy's klaar, hy's finaal, hy's reg om uit te voer of reg om te bottel en jy proe hom en hy's perfek. Ja. En nog lekkerder as die kliënt hom dan ontvang of die eerste bottel word verkoop en daai eerste reaksie van die kliënt sê, "Yes, dis presies wat ek gesoek het." Dan voel dit asof jy amper 'n regmerkie kon sit. Ja, okay. Want daar gaan baie tyd in 'n blend in. Ek dink die mense besef dit altyd. Nee. Soos die opsies wat jy het en die persentasies en ja. Ek sê altyd 'n versnit is vir my amper soos 'n kunswerk. Ja. So elke tank wat jy in die versnit insit is 'n ander kleur wat jy in die skildery gebruik. Dis so cool. So jy kan regtig daai prentjie inkleur soos jy wil met die komponente wat jy het. Ja. Maar as jy sê nou maar commissioning doen van 'n skildery vir iemand en hy sien dit die eerste keer, daai wow factor is dieselfde as die ou die bottel eerste keer oopmaak en hy ruik dit en hy sê, "Sjoe, dis lekker." Dis daai selfde satisfaksie wat jy kry. Wow, dit is so 'n mooi verduideliking. Ja. As jy iemand se karakter wil toets, wat se werk in die kelder sal jy vir hulle gee om te doen? Moer uithaal in 'n tank. Ja. Ek het heeltyd om dit gedink en dan niemand sê dit nie. Ja, nee, beslis. Dit was een van my eerste werke gewees by 'n kelder. En ek dink dan maar verduidelik gou vir mense wat is moer. Ek dink nie almal sal weet nie. Ja, dit is dalk belangrik. Ja. So dit is die sediment wat uit wyn uitsak oor tyd. So dis eintlik al die vaste dele in jou vloeistof wat afsak oor tyd. So dit is maar, hoe kan ek sê, dit is amper soos 'n slush-agtig. Amper kleierig partykeer as daar bentoniet in was. En dit moet fisies uitgestoot word met 'n tipe van 'n squeegee of 'n graaf, omdat die wynpomp dit nie kan suig nie. So jy word vuil.
die gas daar binne is nie altyd lekker nie, dit ruik ook nie altyd lekker nie. Ja. Maar dit is dalk een van die nederigste werke, maar ek dink jy kry 'n tipe van 'n respek by jou medewerkers As jy dit as jy dit doen. Ja. Well done, ja. Ek kan nogals daarmee saamstem. Wat dink jy is die grootste klug wat die grootste klug of propaganda of miskonsepsie wat mense daar buite het oor die wynbedryf? Net een. Wel, is dit tyd. So ja. Ek dink die grootste mispersepsie wat hulle het is dat as ek 'n wynplaas in Suid-Afrika gaan koop, gaan ek baie geld maak. That's not true. Hulle sê mos, hoe vinnig raak jy Bankrot. ja, of 'n miljonair. Jy koop 'n wynplaas en begin met 10 miljoen. En ek dink die ander een is dat om 'n wyn te maak is 'n edelberoep. Ek dink dis 'n miskonsepsie wat baie mense het. Ja. Vir my voel 'n edelberoep iemand wat iemand se lewe kan verander of gesond maak, soos 'n dokter of so iets. Ja. Ek is hier om jou lewe ligter te maak. Maar Ja. dis nie vir my volgens my edelberoepie. Ja. Okay. Nee, en dit is ook nie ja, mense sal baie keer as jy sê is 'n wynmaker. Oh, wow. Ja, Maar ek dink nie dit is ook maar net omdat ons so gewoond is daar nie. dalk. Ja. Maar dis nog steeds vreemd. Ja, dit is nogals, ja. Maar kyk, ek het nie in die ek het in die Oos-Kaap groot geword. So daar het ek vir mense sê, ek gaan wingerd en wynswat of 'n wynmaker word. So, dis wow, dis so amazing. So, miskien ja. Dit is so, mense het hierdie Maar ek wonder hoekom. Wat gee vir hulle daai wow faktor? Verstaan? Ek wonder of dit maar net soos en dis hoekom ek eintlik ook hierdie doen. Is ek dink daar is baie net deur die manier hoe die wynbedryf geadverteer is. Is dit altyd met jy weet wynmaker net by die vaatjie en so en laat mense dink dis al wat dit is en hulle en dat dit so amazing is. Maar As ek gaan wyn proe, dan sê ek wil nie eers hê mense moet weet ek's 'n wynmaker nie, want dan tree hulle anders op. Ja. En dit is so verkeerd. Ja. Dit is so. Ek presies dieselfde. Ek sal nooit vir hulle dit Ek sê. sê Okay, wat is jou favourite deel van die wynbedryf of om 'n wynmaker te wees? barstyd. Smal daaroor. Die rush. Daai rush, jy 10 weke maksimum waar jy die vrugte kan oes wat 'n jaar gevat het om ryp te word. Jy het hierdie een geleentheid om amazing goed te maak. En jy kan die res van die jaar blend en so te gaan, maar jy het net hierdie oomblik Ja, om die boustene reg te kry. om alles reg te kry. So definitief, ja, ek's mal oor barstyd. Dis cool. En dit is ook, ek het dit nou ook gesê, ek dink nie mense besef die groot verantwoordelikheid. En soos jy nou sê, jy het hierdie een kans. As jy nou daar fout maak met die wyn, Ja. kan dit nie oormaak of oordoen nie, dis dan vir die jaar. En jy moet iets doen met daai wyn. Ja, dan begin die beplanning en die speel en die Wat van die wynbedryf maak jou bekommerd? Of wat laat jou soos wakker lê in die aand? Ek dink die wynbedryf gaan deur siklusse soos enige ander bedryf. Ek dink sitrus byvoorbeeld se pryse is baie meer hoër pieke en laer dale. Ja. Die wynbedryf gaan deur dieselfde siklusse. Ek dink net nie die pieke en die dale is so ekstreem nie. Maar in die tyd waar ons nou is, waar ons in een van die dale is, maak dit my bekommerd. Want ek besef dat die boere daar buite gaan nie volhoubaar kan boer as dit aangaan wat dit tans aangaan nie. So oor 5 jaar is ons nou weer aan die piekkant, maar dan is die boere omtrent 15% minder as wat daar was. So die lewensvatbaarheid van die boere in die wynbedryf, dit maak my bekommerd. Ja. Jy het dit eintlik nou baie mooi opgesom en gesê. Dit is so. Want dit is daar is siklusse, maar sommige jy kan net nie so lank uithou nie as jy nie geld maak in 'n boerdery nie. En veral met die vloede wat ons nou in Bredekloof gehad het. Ek dink 3 vloede in 4 jaar. So dis nie net die wynprys wat dit verstaan wat dit nie afbring nie. Daar's eksterne faktore, riviere wat herstel moet word op eie onkostes. Dit alles het 'n invloed. Ja, en dan is daar klaar nie ekstra geld nie, maar jy daar ekstra uitgawes. En wat gebeur is jy plant nie weer aan nie. Jy kan nie.
En dan is dit soos jy sê. Ja. Okay. On to lighter things. Watter kelderaksie of taak dink jy wat mense in die kelder doen, dink jy moet 'n Olimpiese spele sport wees? Swaal gooi. Oh, maar wat? Okay, ja, maar verduidelik. Wel dan. So, om swaal toe te dien is 'n gas wat jy met 'n pypie bo 'n tank moet gooi, maar die gas slaan jou asem weg, die gas los op in jou oë sodat jou oë brand. En hoes ek Ja, ek is ook baie allergies vir swaal, so dis hoekom ek sê. Ja. So as jy daar bo by die tank is en jy doseer nou en hierdie gas kom ontsnap, jy weet jy kan nie die kan los nie want jy mag net soveel gooi voordat die kraantjie moet toedraai, maar jy weet ook jy gaan nie meer vir lank lewe as jy daar bly nie. Dis is just en dan dan is okay, dan gaan jy. Okay, ja, dis nogals. Nou, okay, ons laat net waarvoor word swaal gebruik? Ons moet dalk vir natuurlik om die wyn te preserveer. Ja. Ja, teen oksidasie veral, ja. En swaal word gebruik in droë vrugte en in sappe en oral. So dis nie net 'n wyn ding. nie. Dis nie net wyn nie. Ja. Voordat wyne alweer onder die lat kom. Ja. Wat wens jy het mense jou oor gewaarsku van die wynbedryf of om 'n wynmaker te wees voordat jy begin swat het of wat jy toe jy geswat het nie besef het dit gaan so groot deel van jou lewe uitmaak nie. Ek dink dis eintlik 'n tweeledige antwoord want almal het my gewaarsku dis lang ure. Ja. Ja. En ek het dit geweet en ek het geweet ek gaan eendag 'n ma wees, maar toe die realiteit tref van jy het kinders by die huis en dit is lang ure en jy sien hulle eintlik net as jy hulle wakker maak in die oggend voor skool. Ja. In Parstyd, dan besef jy, dit is daar is actually een van my goed ook actually gewees. Ja, so jy sien jou familie baie min. Ja, in haar Parstyd en jy sien nou 10 weke, maar in Suid-Afrika is Parstyd baie, dis een van die lande wat dit langer is as soos in Europa is Parstyd soos 3 weke, miskien 4. Ja. Maar by ons is dit baie langer. Ja, dis 3 maande van jou kinders lewe wat jy net wakker maak in die oggend. Ja. Hands on papa. Ja, as dit nie vir my man was, dink ek was ek al lank al uit die bedryf uit. Wat is een van die wynbeskrywings wat jy al gehoor het, wat iemand gee wat jy net gedink het soos regtig, soos dis belaglik of iets wat hulle kwyt geraak het oor wyn of Dis nou, interessant. My man is nie 'n groot wyndrinker nie. Hy is mal oor MCC. So ons drink MCC, maar wow, dis nice. My man is nie mal oor MCC nie. Maar nou die dag het ons gaan wyn proe en hy die wyn geryk en toe sê hy vir my, dit ruik vir my baie soos iets waarvan ek nie hou nie. Toe sê ek, okay. Toe sê hy vir my, dit is groenerig, maar dis nie soos herbs nie. Toe sê ek, okay. Toe sê ek soos tamatie, blaar dalk. Nee, dis nie dit nie. Hy sê, ek weet nie, dis amper soos daai een onkruid in die wingerd. So steeds weet ek nie wat hy geryk het nie. Hy moet maar die onkruid weer bring. Okay, daar is nogals cool. Wow. Okay, dit is actually cool dat jy nou dit gesê het, want die volgende deel is ek gaan vir jou 'n paar beskrywings gee wat mense soos jou man gee, maar hierdie is nou ook nie eintlik baie positief nie en dan moet jy nou soos 'n tipiese wynbeskrywing met 'n positiewe twist aan dit gee. Okay. Verstaan jy? So die eerste een is soos as iemand sê, die wynproe is asyn. Soos hoe sal jy dit in wyn beskryf? Positief omskakel. En soos wino language. Genade. Asyn is nogal 'n moeilike een. Iets soos byvoorbeeld, dit is korrek, die wyn het 'n tipe van 'n asyn ondertoon, want die suur wat jy op die palet voel, dra by tot die struktuur van die wyn. Ja, sweet. Dan, dis goed. Hoopelik hoef ek nooit daai een te doen nie. Nou, en as jy voorberei, as iemand eendag vir jou sê, jou wynproe is asyn. Wat sê jy, dis nogals erg, imagine iemand sê dit so vir jou. Solank ek proe en nie ruik soos asyn nie, is dit al. Ja, dan so. Dis snaaks, daai reuk van asyn maak my dadelik nervus as ek dit ruik. Dis weird. Die wyn ruik letterlik soos kompos.
dit is eintlik 'n goeie beskrywing want in Europa kry jy wyne wat 'n farmyard karakter het en dis baie tipies aan hulle styl en ons sukkel eintlik om dit in Suid-Afrika te kry. So as jy dit reg kry, is dit amazing. So dit is wat jou persepsie dan al is van kompos is dalk daai tipiese farmyard wat jy in Europa sal kry. Jy's goed hierin. Ag, my tong plak aan my verhemelte vas. Daai droog. Daai droog. Okay. Gaan die werk. Dit is natuurlik dat jou tong aan jou verhemelte sal vasplak, want die tannine is dalk bietjie te droog vir jou palet. Miskien moet jy begin met iets ligter en dan oor die tydperk sal jou palet ontwikkel om hierdie swaarder wyne te kan hanteer. Okay. En as iemand soos daai wyn nou en hoe sal jy dit wil jy nie 'n stukkie chocolate saam met dit eet nie? Ja, saam met chocolate sal dit, ja. Okay, en as jy dan en as jy die wyn moet beskryf, soos as jy iets moet beskryf, maar dit moet positief wees oor so 'n tipe wyn wat iemand dit oor sê. Blankiness, dryness, structure of ja, struktuur, maar iets positief. Jy kan iets sê soos byvoorbeeld fantasties, as jou tong in jou verhemelte plak, wys dit vir jou die struktuur van die wyn. Die wyn was vir 36 maande in eerste volvate, wat vir jou daai tipiese swaarder mondgevoel gaan gee en kan vir jou daai droogheid op die palet meebring. Kom aan. Sweet. Ja. Dis moeilik goed hierdie. Dit is, ek weet, en die ding is, dis soos die aan sê, onthou, ek sit al weke met dit, maar ek gooi dit nou net nie uit, wat is hierdie een? Dis die laaste een. Hierdie wyn is baie vreemd. Wat het jy gesê, wat is dit wat ons drink? Samber is jou man. Jene. Gewoonlik gebeur dit met cultivars wat mense nie ken nie. En ek het al 'n ervaring gehad daarmee met Riesling wat ek moes aangebied het, wat iemand gesê het, "Sjoe, die wyn is baie vreemd." En dan moet jy maar gaan en sê, dit is vreemd, want dit is nie tipies van die area nie, of dit is nie tipies van Suid-Afrika nie, of dit is die cultivar, maar as jy die wyn in 'n sekere styl gemaak het, moet jy kry, sê nou maar, olyfbos, of cherry, of wat ook al, wat vir jou vreemd is, want dis die geure wat alledaags in wyn voorkom nie, maar dis tipies aan die cultivar. Of iets wat jy nie aan gewoond is. Waar jy nie gewoond is, Okay, so dit is al die, moeilike vrae of my vrae, moet seker maak, So hoe dit nou werk is, ons het 'n vraag van die vorige wynmakers, of wynmaker, wat ons weer gaan vra, 2 vrae eintlik. En dan kan jy nou weer 'n vraag hê wat ons vir die volgende wynmaker sal vra. Enigiets. Ja. So die wynmaker is baie bekommerd gewees oor die jong mense wat eintlik volgens die media en almal minder drink. Sober curious is die fancy woord vir dit. En toe vra hy, maar wat doen jy om jou kinders so groot te maak dat hulle sal ambassadeurs wees vir die wynbedryf en nie sal ophou wyn drink as hulle groot is nie? Ek dink, as jy kinders het in 'n huishouding wat wyn baie belangrik is, mamma wynmaker, papa wynboer, is hulle gewoond aan wyn. So, ons sal gereeld vir ons kinders sê, jy sê die nuwe Chenin is gebottel, wil jy dit nie gou ruik nie? Of my dogter sal sê, dit ruik vir my so en so en so, en my seun sal sê, maar kan ek proe? En dan laat ek hom proe. So, hulle benader dit verskillend. Ons forceer dit nie af nie, maar ek dink ons wil vir hulle wys dat dit is nog steeds normaal om wyn consumption te hê in 'n huis, maar verstaan, perke. Dit is die groot ding, dit is om te geniet. En eintlik die kuns daarvan. Ja, presies, Want my meisiekind het regtig baie goeie reuksintuie. So sy sal vir my baie vinnig sê, maar dit ruik vir haar byvoorbeeld die Chenin Blanc. Mamma, ek kry nie hierdie jaar kojavel nie, maar ek kry dalk bietjie meer papaya of
En dan bemoedig ons dit aan en sê, "Jessie, maar onthou dat as ons in die winkel is volgende keer, laat ons 'n papaja ryk weer." Daai is krities, ja. Want ek dink as jy hulle sensories kan stimuleer, is hulle outomaties ingestel om in die res van hulle lewe aan alles te wil ryk en te kan proe. Ja. En dan gaan hulle agterkom dat wyn is eintlik lekker, want die meeste van die spirits ryk eintlik maar dieselfde, of dit ryk soos die mix wat jy ingooi. Exactly, dis wat ek al gesê het. Dit is die ding van wyn, ons het soveel verskillende. Ja. Ja, even een glas, as jy soos die geure vrygestel word. Ja. Ja. So PD of my seun sal nou al sê, gaan mamma hulle MCC drink hierdie naweek. Verstaan, hy's 11. Ja. Maar hy weet nou al wat's MCC Ja. en hy weet wat 'n sparkling wyn. Ek meen dit is van die consumers weet dit nie eers nie. So jy doen goed. Hou net ingelig. Ja. Okay. Ek het eintlik daar's nog 'n vraag wat ek wil vra. As jy vir iemand nou kan raad gee wat in die bedryf inkom, wynbedryf, soos 'n jong aspirante wynmaker, is daar watse spesifieke raad sou jy dalk vir hulle gee? Moenie die wiel herontwerp nie. Ja. So dit voel vir my baie keer as iemand in 'n nuwe pos inkom of hy kom vars uit die universiteit uit, dan wil hy alles anders doen. Vat 2 of 3 jaar, doen dit soos wat dit altyd gebeur het. Kyk wat kan verbeter en verbeter dit. Dan, ja. Maar deur om alles dadelik te verander, verloor jy eintlik goed wat al reeds deur daai proses gegaan het. Ja. En moet jy die foute nou weer van voor af maak. En dan verloor jy eintlik tyd. Ja. Eintlik, jy dink jy's haastig, maar eintlik verloor jy Eintlik verloor jy tyd. Ja. Okay. So just breathe. Ja, just breathe. Goeie een. Dankie Annemarie, dit was regtig lekker om met jou te gesels. Dit was. Ja. Interessante vraag. Dankie, I tried. O ja. Jou vraag. Ja. So ek het nou nie so 'n swaar vraag nie. Ek wonder as jy nou môreoggend wakker word en hulle sê jy kan enige beroep in die wêreld doen, maar nie 'n wynmaker wees nie. Wat sê jy doen en hoekom? Okay. Ja. Want baie keer dink ek as jy geneig om dit tog maar dieselfde redes te kies as wat hoekom jy nou wynmaker geword het. Daai selfde kenmerke dink ek gaan weer in die ander beroep. Yes. Okay, ons gaan uitkyk vir Ja. dit. Dankie Annemarie, dit was heerlik. Annemarie se Blanc de Noir 2025 was in ons eerste boks gewees. So onthou dis amper 25 Julie, dan gaan ons tweede boks vrystel. So onthou om jou kaartjies te bespreek vir die Pro en die Parel of om solank jou boks te bespreek op die Google vorm wat in ons link is.